Die tema van hierdie podcast is dit jou pad? Nou julle vandag het ek hierdie deel uit Spreuke Spreuke 16 vers 9 het in my gedagtes opgekom. 'n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy koers. Nou ek het hier in die oggendure vanoggend het ek wakker geword en ek was in 'n lang gesprek gewees met God en ek kan nie eers die gesprek onthou nie. Ek kan nie onthou wat gesê was nie, maar ek kan nie eens die woorde onthou nie, maar ek onthou die gevoel. Is net daai bietjie van 'n sekerheid wat ek gevoel het, net daai wete en ja, net daai gevoel dat ek is op die regte pad. Dis al wat ek kan onthou, maar julle ek was vir lank wakker gewees en ek kan nie glo ek kan dit net nie herroep nie. Ek het regtig probeer om die gesprek terug te roep en om net daai woorde te kan onthou. Maar al wat ek kan onthou is net daai gevoel van vrede. En toe later die oggend toe ek nou vanoggend op Facebook, toe ek nou daar gaan kyk, toe sien ek 'n vrou wat praat oor presies dieselfde tema. En sy het gesê, "Wat as jy jaag na iets wat nie deel is van God se koers nie?" En toe het ek nou net geweet, dit het nou net vir my bevestig, dit was ook nou nie net toeval gewees nie. God praat nie net deur woorde nie, maar deur tydsberekening. Soms is ons nie verkeerd nie, ons is net haastig en ons beplan en ons hardloop en ons partykeer hardloop ons heeltemal van koers af. En sy tyd is nie vertraging nie, dit is beskerming. Ek het toe vir God gesê, Here, as ek jaag na iets wat nie deel is van U koers nie, bring my asseblief tot rus. Wys my die pad wat U vir my beplan. Nie die pad wat lyk so sukses nie, maar die pad wat U vrede dra. Julle en weer, ek het nie antwoorde gehoor nie, maar ek het daardie selfde vrede gevoel gekry. En partykeer is daai vrede gevoel, dit is jou antwoord. Ek kry ook deesdae baie tekens om net stil te wees en om nie alles wat aangaan in my lewe te deel nie. En nie almal gaan vir jou hande klap nie. En dit is so. Dit is so. Dit is nie 'n stilte uit vrees nie. Dit is stilte wat beskerm. 'n Saad wat groei. 'n Saad groei in die son. Dit groei eers onder die grond in stilte. God bou jou daar in wag en gehoorsaamheid in die plek waar niemand sien nie. Wanneer dit tyd is, sal hy self wys wie saam met hom en wie saam met jou staan. Jy hoef niks te bewys nie, net te bly wandel op sy koers. So, as jy vandag onseker voel oor jou pad, moenie paniekerig raak nie. Vra net sag, Here, is hierdie U pad vir my? En luister vir die vrede wat volg. Want as die Here jou koers bepaal, kan jy nie verlore gaan nie. Julle vandag se Paul-vraag vra ek, wanneer jy onseker voel oor jou pad, wat doen jy eerste? Opsie 1, ek vra vir leiding in gebed. Of opsie 2, ek hou aan met my plan tot ek seker is ek is verkeerd. Julle kan hierdie vrae antwoord op enige platform waar julle hierdie video sien. Ek is op YouTube, Spotify, Facebook en TikTok. Die show se naam is Tussen Hemel en Reis saam met Marlies. Julle onthou ook, jy hoef nie altyd te verstaan nie. Jy hoef nie of jy hoef nie altyd te verstaan nie. Jy moet net gehoorsaam wees. Dis in stilte waar God sy grootste werk doen.
Dankie dat julle weer eens kom luister het. Tot volgende keer. Chat soon.